Ons groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, bly vir elkeen wat ingeskakel het. Ook vir u wat hier is, mag jy vanmôre ervaar, die Here 'n spesiale woord vir u het, en mag jy bewus bly van sy nabyheid en sy teenwoordigheid. Dit is ons voorreg om dan vanmôre vir pastoor Tini van Wyngaard en sy familie, sy gesin, Marilie, sy vroukie, die 3 kinders en ook sy vader, Tini, te verwelkom vanmôre by ons in die gemeente. Hy sal eersdaags intrek en dan begin sy bediening in die nuwe jaar. Maar vanmôre bedien hy die woord en hy is hier om die gemeente te ontmoet. Stotini, jy is welkom. Voor ek jou aan die woord stel, hy het in Polokwane groot geword. 2013, 2014 as ek reg is hy na Steelpoort toe, sy studies voltooi, nog meer in daardie tyd. En toe sy van 2017 in Groblersdal, so 7-8 jaar alreeds daar, en hy voel in sy hart geroepe om die gemeente van hier af te lei, na ons hier aftree volgende week. Maar pastoor Tini, jy is welkom om die woord te bedien, soos wat die Gees jou lei en soos jy gewoond aan is. Spesiaal as jy die eerste keer by 'n gemeente kom en nou is dit nog nie net eers kom preek nie, dis ons nuwe huis. En ek het vir die bestuursraad die aand gesê in ons weet wat ons onderhoud gehad het. Die Here het regtig iets in ons hart kom losmaak oor potties. Laas jaar het ek 'n gesprek met Irene en in die gesprek sê Heilige Gees vir my skuif potties toe. En ek is half van kant gevang en ek stap ek in Marlies terug, ons netwerkkonferensie, ek sê vir hy, kan jy regmaak, ons skuif potties toe. Die Here het vanaand met my gepraat. Dis 'n jaar terug, Oktober 2023, en hier staan ons aan die vooravond, en ek wil vir jou sê, daar's 'n Engelse woord wat sê, dis humbling. Daar's min dinge so sê die tergend, as om in leierskap te staan. As jy in leierskap is, sal jy weet. Kyk, aan die een kant dink jy mos jy het al die antwoorde. En aan die ander kant dan besef jy het. So, dis vir my so awesome gewees, ek kom nou instap en agter 'n mikrofoon gaan staan. Dan kyk, as dit ek was, het jy my daai ouderdom nie 'n manier agter daai mikrofoon gekry. Maar, wel dan. En ek wil vir julle regtig sê, ons is opgewonde oor ons seisoen hierso. En dit sluit so aan by my tema vanoggend. Weet, want is altyd die vraag, wat wil die Here kom deel met 'n gemeente? Wat is die woord? En nie wat wil ek kom sê vanoggend? Wat wil die Here vanoggend met ons deel en met elkeen van ons praat? Dit is my regtig 'n voorreg vanoggend om my gesin hierso saam te hê. Ek eer die Here vir 'n goeie vrou. Ons is hierdie jaar 15 jaar getroud. Sy sê vir my so nou en dan, dit voel soos 15 minute onder water. Maar ek spot altyd, as my vrou goed vat en gaan ek saam. Weet jy waar ons gaan? Gaan saam. En sy maak my hande sterk, dat ek kan bedien. Sy is die een wat my bid. Sy is die een wat die huis in stand hou. So ek eer regtig die Here vir dit ek hier voorreg dat my pa by ons bly. Dis my maatjie, en met baie respek, ek is nie hier by jou met hom. Hy's my pa. Ons het 'n besonderse goeie verhouding en dit is lekker om hulle almal hier te kan saam hê. En ek staan waar ek staan omdat mense vir my gebid het. So ek sê altyd die enigste verskil tussen 'n biddende ouma en 'n pitbull is lipstick. Nee? Oupas en oumas het vir my gebid. En dis ook daarom as jy vandag hier sit en jy bid vir jou kleinkinders, nie opgee. Die Here beantwoord gebed. Maar ek wil vanoggend met jou woord kom deel en vanoggend se tema is vreugde en vrede in elke seisoen. Vreugde en vrede in elke seisoen. En dis 'n baie belangrike tema vir 2 redes. Vreugde en vrede, weet ons, is 'n vrug van die Heilige Gees.
Maar dis my belewenis soms in kerk, dat dit nie noodwendige vrug is by Christene. Ek kom by ouens en vra jou, gaan dit is al genoeg om tussen die boek en die baas. Veel die rachtig, ek besluit. Ons sing, ons is die blydskap van die Here, ons is die blydskap van die Here. Kijk, jy so sier, as hier moet ons in die naam heen kom. Die genoem ons nie. Vrede is ook een vrug van die Gees. Ek weet nie van jou nie, as ons partykeer die nuus kyk, en as ons al hierdie goede kyk, wat ons vir jou sê, ons gaan dit nie maak nie. Hier is nie 'n toekomsfonds in hierdie land. Nou praat ek nie van Richard hulle wat Nieu-Seeland toe gaan, hulle kinders is daar. Ek praat van ouens wat net so bang is. Hy kan net nie 'n toekoms hier sien, of sy kan net nie 'n toekoms hier sien. Daar's nie vrede nie. En hoe kan ons vreugde en vrede vind in elke seisoen, want ons lewe bestaan uit seisoene. Nee? Paar jaar terug was dit hulle gewees wat nie gestaan het waar gestaan het. Toe hulle seisoen begin, nou sê aan die einde. En elkeen van ons het seisoene. Jy's dalk nou in 'n seisoen wat jy nou skool klaar maak. En ek wil vir jou met alles in my hart sê, moenie te haastig wees om skoolwerk te wees. Ek weet, geen matriek luister vir my. Ek het wat. Maar daar's lewensseisoene. Daar's fisiese seisoene, daar's somer, herfs, lente, winter. Ek hou van winter, ek hou van jag. Ek hou van somer ook, ek hou van visvang. So elke seisoen is 'n lekker seisoen. Maar in jou lewe het jy ook seisoene. In jou huwelik het jy seisoene. In jou menswees het jy seisoene. En die vraag is vanoggend, hoe kan ons vreugde en vrede vind in elke liewe seisoen wat ons beleef? Hoe kan ons vrede vind, selfs in 'n seisoen wat tot 'n einde gekom het, en 'n nuwe een wat begin? Hoe kan ons vreugde en vrede beleef? En al sit jy hier vanoggend en jy's op laerskool, of jy sit hier so, en jy's al baie jare verby laerskool. Die vraag is vanoggend, hoe kan ons vrede vind? Want die kern is, ek en jy moet weet, God is saam met ons in elke seisoen. Nergens los hy ons en sê, hoor hierso, gaan veg dit nou maar uit. Hy is saam met ons in elke seisoen. Prediker 3, vers 1 tot 13. Jy het dit al gelees, maar jy is welkom saam met my te volg. As jy nie jou Bybel by jou het nie, ek het hom nie so. En ek sê altyd vir ons, bring jou Bybel, maak notas in jou Bybel. As jy nie in jou Bybel wil notas maak nie, maak notas in jou vrou se. Maar maak notas, onderstreep. Dis die handleiding vir die lewe. Doen wat jy moet doen om daai woorde hier en hier te kry. So Prediker 3 sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant, 'n tyd om plant uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek, 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil. 'n Tyd om te lag. 'n Tyd om te treur. 'n Tyd om van blydskap te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi. 'n Tyd om hulle bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly. 'n Tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê. 'n Tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Dan vra hy, wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Dan sê hy dit belangrike woord. Hy sê tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp. Tot sover. Die woord 'n tyd word oor en oor en oor in hierdie gedeelte herhaal. Daar's 'n tyd vir dit, daar's 'n tyd vir dit, daar's 'n tyd vir hierdie, daar's 'n tyd vir hierdie. En wat ek en jy vanoggend moet besef, ek en jy kan nie 'n tyd skiep net omdat ons nie van die tyd hou nie. En dis vir ons moeilik. Ons is in 'n tyd van Netflix en PVR
al hierdie goeders, as ek dit nie wil kyk nie, dan fast forward ek dit. Of ek gaan uit en ek kyk om later, sonder die advertensies, ek kyk om op catch-up en ek kyk om hierso. En ons dink baie maal, ons kan hierdie in ons lewens ook indruk, want nou as dit seisoen nie lekker is nie, dan fast forward ek deur hom. En dan kom ek in met 'n skok agter. God werk nie so. Die PVR werk nie by hom nie. Daar's 'n tyd wat hy ons deursit. 'n Tyd wat ek en jy maar deur die meulend gaan en 'n tyd wat hy in ons werk. En dit is opvallend dat hierdie altyd in verhouding gebeur met mense. Huwelik is besonder. Ek eer die Here vir huwelik. Maar huwelik is nie maklik. Want ons is selfsugtig. Ons kan dit maar erken. Dis hoekom ons die Here nodig het wat met ons werk. Ons kan dit nie skiep nie. Dan kom Filippense 4. Dan skryf Paulus hierdie woorde vir die Filippense en dis waarby ons bietjie gaan stil staan vanoggend. Wees altyd bly in die Here. Wie van julle is altyd bly? Ons het 'n spesiale gebed vir eerlikheid hier na die diens. Ons probeer bly wees. Die realiteit ons is nie aan die omstandighede nie, maar Paulus sê vir ons wees altyd bly. So ons sien daar's 'n spanningspunt wat gebeur. Ek weet nie wie van julle het al in die stad in spitsverkeer gesit nie, maar die laaste ding wat ek dan sê is prys die Here. Nee? In my mens wees. Dis taaf. Hy sê, wees altyd bly. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Het jy al agtergekom, party mense is makliker om lief te hê as ander? Nee? Dis so. Maar hy sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag in Christus Jesus. Kyk, so, hy kom gee vir ons hier 'n raamwerk. Hy sê, wees altyd bly. Met ander woorde, vreugde. Daar's vreugde, daar's 'n vreugde element. Hy kom sê, vertrou op God, want hy sê, moenie besorgd wees nie. Wees oortuig van sy voorsiening, wees oortuig van sy lewe, wat binne jou is. Wees dankbaar, en dan gaan daar iets gebeur in jou lewe. Wie van julle het al 'n boom geplant en die ding het gevrek? As ek baie lief geplant, my heerlikheid, ek het agtergekom. Die goed wil net nie groei nie. Nee? Dan plant ek 'n alwyn, wat jy nie eens hoef te versorg nie, dan vrek die ding. Want blykbaar kan die goed te veel water ook kry. Waar? Nee? Maar geen plant, as jy vir hom die regte omstandighede gee, hoef jy te smeek om te groei en groei. Niemand hoef te staan en afraai boom sê, go boom, go. Go boom, go nie. Hy gaan. Mits iemand anders op die plant het. Maar, hy gaan. En dis dieselfde met ons. Ek het net besef, wanneer ons dinge doen op God se manier, hoef ons nie dit vir onsself uit te vind, dinge gebeur. En goeders gebeur. So nou is die vraag vanoggend, hoe kweek ek 'n dankbare en 'n vreugdevolle gesindheid in elke seisoen? Want hier sien ek, iewers kan ek nie ons vang, dat ons nie noodwendig vreugde het nie. Iewers gaan ons vang, dat die vrede wil gesteel word, so ek moet al veg vir dit. Ek moet dit beskerm. Maar hoe kry ons dit reg in elke seisoen? En eerstens is ons perspektief wat bietjie moet skuif. Ons moet 'n kop skuif maak. Weet jy dat jy met jouself kan praat? Dis bietjie weird as jy jouself antwoord, maar jy kan met jouself praat. Nee? En ons moet met jouself begin praat. Eerstens, fokus op wat jy wen, nie wat jy verloor. As wanneer ek en jy die Here begin dien, fokus op wat jy wen, nie wat jy verloor. Want die oomblik wanneer ons ja sê vir iets, sê ons indirek nie vir iets anders. Dis so. Maar wat is ek en jy mee besig? Wat doen ons? Wat doen ons in 'n tyd wanneer dit nie noodwendig lekker is nie? Psalm 126 vers 5. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, kom hy juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Onthou, hierdie ouens het net 'n operasie gehad waar hulle saad gekoop het. Dus hy het 'n oes gehad en hy moes 'n sekere deel van daai oes oorhou, want anders het hy nie 'n oes volgende seisoen nie.
Nou wat gebeur partykeer is, daar's nie genoeg nie, en sy kinders is honger, en hulle wil die saad eet, maar hy kan dit nie doen nie. Want anders is daar nie kos vir die volgende seisoen, en dan moet hy hierdie goed saai, hy moet dit weggee, en hy wil nie dit weggee nie, hy wil dit eintlik eet. Hy wil voorsien, maar hy kan nie, en nou huilig. Maar hy saai dit. En met die volgende seisoen, wanneer die oes inkom, is hy weer bly. So hy fokus op wat hy wen, nie wat hy verloor. Ek wil vir jou vra, wat is jou perspektief in jou seisoene wat dit al 'n bietjie taaf gaan? Fokus jy op dit wat jy wen? Fokus jy op hoe ongemaklik dit is, hoe nie lekker dit is nie. Kyk, ons kan mink, ons is ons mense, ek wil nou sê manne, maar vrouens kan net so mink partykeer, nee. Ek weet nie die potties, dis nooit die potties nie, Groblersdal vrouens. Dis 'n mens ding, as ek nie my sin kry nie, vertel dit af aan ander. Gring, niks. Dinge nie lekker in my lewe is dieselfde resultaat, maar dit wat ek opgee, wat is my wen? Wanneer ek mense in liefde behandel, selfs al kom hulle my te na, wat wen ek? Wat beleef hulle van 'n koning? Wat beleef hulle van iets anders? Jy sien, dis die grootste challenge vir ons, is dinge dalk nou nie lekker gaan in jou lewe nie. Dat ons integriteit sal bou. Want ek kan vir jou getuienisse gee van my eie lewe, wat dinge taaf gaan, en dan dink ek gaan maar 'n bietjie die Here help. Nee, want miskien mis hy dit, want en dan is die effek van dit eintlik net 'n groter gemors. Die uitdaging wat ek het is om integriteit te hou in elke liewe seisoen. En ons sien dit, 'n karakter wat ek so lief is vir die woord, is koning Dawid. En Dawid word rondgejaag in Israel. Ouens, en jy word redelik gejaag in Israel, en daar's 'n baie plek na te kyk. En die slim ouens sê dis ongeveer 'n tyd van 13 jaar wat Saul wil doodmaak. En hier is die ding, hy het geleenthede om dit te doen. Nou, weer eens, ek sê baie vir ons ouens daar by die Groblersdal, julle kan bly wees, dit was nie ek gewees nie, want as ek jou moes red, was jy verlore. Nee, dis net 10. Maar as ek koning Dawid was, dink ek sou nogal tempted wees om hierdie offer te gevat het, wat op die tafel was. Hy sê, Dawid en Abisai daardie nag by die manskappe van Saul gekom, en Saul was vas aan die slaap op die wa, terwyl sy spies aan die koppenet in die grond steek, en Abner en die manskappe rondom lê slaap. Abisai het vir Dawid gesê, God het jou vyand in jou mag oorgegee. Laat ek hom sommer nou hier met die spies in die grond vassteek. Ek sal nie eens 'n tweede keer hoef te steek nie. Kyk hierdie aanbod. Hy hoef dit nie self te doen nie. Nee? Nou as jy vir jouself 'n geleentheid wil skep om uit die moeilikheid uit te kom, ouens, dis hierdie gek. Ek dink jy is al redelik moeg rondgejaag. Moeg rondgehardloop. Jy het niks verkeerd gedoen. Klink soos 'n aanlokkende offer. Alles kan op die einde kom. En ek wil uit selfs 'n profetiese woord dat hy gaan koning word. So, hier is mos die geleentheid. Die Here het voorsien. Prys die Here, dis op die einde. Dis kyk wat doen Dawid. Maar Dawid het vir Abisai gesê, jy moet hom nie op die lewe bring nie. Want wie sal sy hand oplig teen die gesalfde van die Here en nog onskuldig wees? Ons kyk hier karakter. En dis omdat hy hier karakter gehad het, wat God hom later so kon gebruik, so magtig kon gebruik. Miskien sit jy tans in 'n seisoen wat vir jou regtig taaf is, en jy is bekommerd oor môre, jy is bekommerd oor oormôre, jy is bekommerd oor jou kleinkinders, jy is bekommerd oor jou werk, jy is bekommerd oor hierdie goede. Los dit vir die Here. En stap jy in integriteit en fokus op dit wat jy wen. En vertrou hom vir die res. Ons weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil profeteer dat dit nog vandag as jy by die huis kom, al jou probleme weg. Ek wil vir jou sê, ek kan dit nie vir jou doen nie, want dalk kom jou skoonma saam in jou huis te doen. Ek kan dit nie vir jou sê, maar kan jy beloof dat God saam met ons? Kan jy beloof wat sy woord beloof het? Kan ek in die vreugde en vrede kry te midde van dit. Tweedens, fokus op wat jy het, nie dit wat jy nie het.
Kyk, as daar 'n min sulke verskonings soos 'n man wat 'n nuwe bakkie wil koop, né? Dat jy kan sê hoekom die ou nie meer reg is. Dit al gesien. Hoekom is dit? Want jy wil hom hê. Nou niks anders asseblief, jy mag dit doen. Dis geen fout. Maar het jy al agtergekom hoe maklik kan ek en jy dit sien wat ons nie het nie? En hoe moeilik is dit om baie net dankbaar te wees vir wat jy het, né? Want jy het nou net vir jou nuwe Black Friday TV special gekoop en het jou chommy 'n 10 duim groter TV gekoop, né? Nou hier skielik, nou is hier se pixels nie reg nie. Baie is nie reg. Wanneer laas ek net vir die Here gesê, Here, dankie vir my huis. Ja, die dak lekker sit erin, maar lekker om net te sit erin. Dankie vir my huis. Here, my kar. Dankie vir my voertuig. Maak nie saak wat dit is nie. Here, dankie vir my geliefdes. Dankie vir dit. Want ons kan so maklik mis dit wat ons het, want ons wil hierdie hê, ons wil hierdie hê, ons wil hierdie hê, ons wil hierdie hê, ons wil daai hê. En ons is in 'n westerse samelewing wat vir ons heeltyd sê, as jy dit nie het nie, gaan jou lewe nie vol wees nie. Het jy agtergekom hoe word advertensies saamgestel? Kyk bietjie Very maak advertensie. Kyk, hulle laat vir jou dink, jy kon nog nooit in jou lewe funksioneer soos dit. Hierdie ding gaan jou lewe vol. Kom ons agterhou, is dit wat God sê maak ons lewe vol. Sit nie in besittings nie. Dit sit nie in al hierdie wêreldse dinge nie. Dit sit in 'n verhouding met die verhouding vir wie ons geskep is. So, as ons 'n perspektief skuif kan maak en sê, kom ons fokus op wat ons wen, nie wat ons verloor nie. Kom ons wees dankbaar vir dit wat ons het in plaas van om te kla oor dit wat ons nie het. Julle sien in watse rigting beweeg dit, maar dit vat 'n kognitiewe besluit. Te sê, weet jy wat, ek gaan my fokus skuif van dit af na dit toe. Ek gaan nie meer dit raak sien, ek gaan dit raak sien. Eddie Buell skryf, hy sê, to long for something that you do not have access to in your current season trains you to be in a place of discontent. Het jy al by so ou persoon, ons het persoon, want is nie net ouens nie, dis nie net vrouens nie, dis maar iemand wat konstant ontevrede is vir die seisoen wat is. Hy het gebid vir 'n voertuig, nou kry hy 'n voertuig, nou is die tyres te klein. Nou wil hy vir groter tyres opsit, dan is hierdie ligte nie reg. As ek en jy nie intentioneel gaan waak teen dit nie, gaan jy konstant op 'n plek wees van frustrasie. Wil ek vir jou vanoggend sê, miskien sit jy en jy's gefrustreerd en jy's kwaad en jy's krapperig oor alles. Ek wil vir jou vra die vraag vanoggend. Is dit nie dat jy op 'n plek is wat jy heeltyd iets anders wil hê in plaas van om dankbaar te wees vir wat jy het? Hoeveel vreugde en hoeveel vrede word in my en jou lewe gesteel oor dit? Die liefde vir dinge. Hoe maklik gebeur nie. Matteus 6 vers 34 sê, moet julle dus nie bekommer oor môre nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Hoe maklik is dit gewees? Dis ons nie net kon vir die ouens wat rekenaars verstaan, 'n operating system. Laat my download hemelse operating system, wees en dan kan ons weer gaan. Maar God doen dit nie. Ek en jy moet by hom sit, dat die konneksie kan plaasvind. Dat hy met ons harte kan werk, dat hy met ons kan sit. Maar dit begin by 'n keuse om te sê, Here, ek gaan dankbaar wees vir dit wat ek het. Want ek waarborg vanoggend vir jou, hoe meer ek en jy dankbaar is vir dit wat ons het, hoe meer begin ons daai, dis 'n teengif in hierdie onvergenoegdheid. Teengif in hierdie frustrasie. Dan die derde aspek, besef, alles wat ons beleef is net 'n seisoen. Dis net 'n seisoen. As jy al nagte deurgesit het met 'n baba, dan weet jy daar's min dinge soos ouers wat so 'n kind volwasse word. Want jy slaap nie. Ek het op 'n kol met Theo, ons oudste seun. Nadat ek 2 nagte deur is met hom, nie geslaap het, daai volgende oggend, toe gee ek hom so vir my ma.
Sê ek, vat hom, en dan gaan hom nou in die garage sit. Dis hy het so geglimlag. Nou, as jy my judge vanoggend dat jy dit nog nie beleef. Dit is regtig, dis 'n next level geval. Hy het gesmaak, hy het hom so gevat. Dit was nie 2 minute toe slaap hy. Ek sê wel hou hom so. Na die tyd het hulle baie sleg dit gesê. Maar jy kom op 'n plek wat jy dit gaan swaar, dit is taaf. En dan kyk ek hom vandag en dink ek wees ek mis uit die kwaliteit. Wat hy klein is en jy kan hom vasdruk en nou kan jy hom ook vasdruk, hy spartel net bietjie meer. En dan gaan daar ander seisoene kom. Een van die dae is hy in hoërskool, na hoërskool gaan hy uit, een van die dae en dan een van die dae dan gaan hy later gaan hy sy eie gesin hê en sy eie lewe hê en dan wil ons terugkyk na die goeie en dan sê ons mis dit. Maar hoe anders kan dit wees as ons in elke seisoen besef hierdie is 'n tyd en ek spandeer tyd saam met my mense. Ek maak tyd saam met my kinders. Jy spandeer nie tyd saam met jou kinders nie, jy belê dit. En as ons besef, ons het dit net vir 'n seisoen, gaan ons meer tyd aan dit spandeer en ons gaan meer vrede hê. En dit kom nie uit goeders nie. Dit kom uit verhouding. Met God, met mense, met geliefdes. Ek wil vir jou vandag sê, as jy met enige oom of tannie gaan praat, wat huweliksmaat van 60 jaar verloor het, hulle vra wat mis hulle die meeste, is dit nie die sitkamerstelling nie, is dit nie al die gadgets nie, is dit nie alles, hulle mis hulle maatjies. Want ons besef nie altyd, hulle is net vir 'n seisoen by ons. So ek sluit af vanoggend. Wanneer ons dankbaar is vir aspekte, wanneer ons besef dinge is net 'n seisoen, wanneer ons vreugde vind in die dinge waarvan die Here regtig wil hê ons moet vreugde vind in hom, in verhouding met ander, in liefde met ander, gebeur daar iets. Ek wil vers 7 herhaal. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ek wil vir jou sê, miskien sit jy vanoggend en jy het nie vrede nie. Miskien sit jy vanoggend en jy kyk daai Galasiërs brief en kyk hierdie vrug van die Gees en jy dink, ek het nie eers 'n bietjie van hierdie vrug vanoggend. Ek wil jou sê, jy het dalk nie, maar God het. En hy is in hierdie seisoen en in hierdie tyd jou broer. Of jy nou in die begin van 'n lewensseisoen staan en of jy aan die einde. Alles gebeur in verhouding met hom. En ek wil jou uitdaag vanoggend. Wil jy nie hier waar ons nou sit, net vanoggend, net vir die Here sê dankie. Dankie vir jou probleme. Nou jy sal my vanoggend sê, Tien, as jy nou sukkel, waar sê ek dankie vir my probleme? Ek wil vir jou sê, daar's ouens met meer probleme as ek. Ons kom met dinge teë wat my en jou probleme soos 'n piknik laat lyk. Vat niks weg en sê hoor hierso, jou lewe, van dit wat met jou gebeur, maak nie saak. Maar wanneer ons dit in perspektief sit, kom ek nie op 'n plek dat ons 'n dankbaarheid in ons hart gaan losmaak en sê, Here, dankie dat ek hier kan wees en dankie dat U in die lewe, in my lewe, my nog nooit gelos het. Ek wil jou vanoggend kom bemoedig met dit. God het jou nog nooit gelos en hy gaan ook nie. Maar wil ek en jy nie kies vanoggend om opnuut vas te hou aan hom. Ek en jy nie kies om te sê, Here, ek gaan vanoggend af, gaan ek opnuut vreugde in my lewe hê. Hoekom? Want dit is deel van my. So of die munisipaliteit ry nou lank is of kort is, ek gaan vreugde hê. Of die spitsverkeer vloei en of dit nie vloei nie, ek gaan vreugde hê. En dit is nou maklik om te praat, maar sien as dit 'n vrug is van my verhouding met hom, kom dit uit my uit. Dit is nie afhangend van my situasie. En dis wat ek jou vanoggend mee wil los
en ook uitdaag vir die pad vorentoe. Stap hierdie pad in verhouding saam met hom. Vanoggend is dit 'n week voordat Richard en Irene se seisoen klaar maak. Maar selfs in 'n nuwe seisoen het God 'n plan met hulle. En hy gaan hulle nie in steek laat nie en hy gaan hulle ook nie los nie. En dis vir my regtig 'n voorreg om vanoggend as 'n afsluiting ook vir hulle seisoen. Vir hulle te vra dat hulle hier by ons kom staan en ek wil vir Marlies vra om by my te kom staan. En dis vir my so groot voorreg om vanoggend 'n seëngebed oor hulle te kan bid. As die pastoor wat hierdie seisoen oorvat en hulle gee die stokkie oor. Om met te weet en hulle vreugde en vrede in hulle seisoen ook sal wees. Ek wil hulle vra om asseblief vorentoe te kom en vir Marlies om te vra om vorentoe te kom. En ons wil graag hande op hulle lê vanoggend en vir die Here dankie sê vir hulle diens, vir hulle getrouheid, maar ook seën afbid oor hulle. En ek weet julle as gemeente gaan dit ook doen. Maar dit is vir ons 'n besonderse voorreg vanoggend om as die nuwe leiers van hierdie gemeente dit te kan deel met hulle en toe te laat dat die Here hulle vanoggend kan bless. Kan ek vra dat jy daar so sit en net jou hande sal uitsteek na hulle toe. Here, ons sien reg deur die woord seisoene. Ons sien waar Moses klaarmaak en Here waar Josua oorval. Ons sien reg deur die konings, hoe die een koning by die ander een oorvat, Here. Maar min het ons die voorreg om te kan doen wat ons vanoggend doen. En ek eer my voorganger. Ons eer ons voorgangers. Dankie vir die dienswerk wat hulle in hierdie gemeente verrig het. Dankie vir die seisoene wat hulle getrou gestap het. En dis vir ons 'n voorreg om vanoggend hande op hulle te lê as 'n teken van seën, Here. As 'n teken van aanraking en van liefde vanoggend. Here, en ek wil hulle kom salf vanoggend vir hulle nuwe seisoen. Here, in hierdie salwing is vanoggend net 'n profetiese teken van die seën en die teenwoordigheid van hulle lewe. En Here, waar die een seisoen klaar maak, is die lewe nie verby nie, Here, jy roep hulle. Die bekragtig hulle, en dis vir ons so groot voorreg om dit op hulle lewe te kan. Here, mag hulle kinders geniet, hulle klein kinders geniet. Elke dag dat hulle die voorreg het om saam te kan opstaan, Here, mag dit vir hulle 'n belewenis wees. Mag hulle terugkyk op 'n lewe vol van die goedheid, vol van die guns. Ons seën hulle, Here, en ons bid ook vir vrug op die saad wat hulle reeds gesaai het. Dat dit sal opkom, Here, dat dit veelvoudige vrug sal maak. Dis my gebed, Here. In Jesus naam. Amen. Here, en so is my gebed vir elke persoon wat hier ook is, Here, die ouens wat hierdie seisoen saam met ons moet stap. Here, persone wat U toegerus het en geroep het en bekragtig het. Bid ons vir die volgende seisoen van AGS Groeipunt op Mopani. Mag ons weet, dis 'n seisoen. Here, nog vir 10, 20, 30, 40 jaar is, weet ons nie. Maar ons kom vanoggend en ons vra U vir wysheid en ons kom vra U vir insig. En Here, ons bid vreugde en vrede af. Die lewe is 'n voorreg, Here, en elke dag wat ons die voorreg het om te gaan opstaan is 'n voorreg. Dankie dat ons vanoggend dankbaarheid opnuut weer in ons harte kan losmaak vir dit wat ons het. Ons eer U as die gewer van alle goeie dinge. Here, besonders baie dankie vir ons geliefdes wat U vir ons
ons gee. Here, daar waar ons soms in ons menslikheid optree, bid ons vir wysheid tot, Here, en vir insig. En Here, ons kom maak opnuut die woord en die gees en die waarheid vas oor ons lewe in hierdie oggend. Ek kom bid vir elke persoon. Mag die vreugde en die vrede van God oor hulle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Here, U is ons bron. U is ons meester. U is die een waaroor alles gaan. U is die fokus van die skepping. En mag ons in elke opsig die waarheid en die liefde en die lewe weerspieël. Dankie vir die goedheid en dankie vir die guns. In Jesus naam bid ons dit vir